probably a 72-volt system. It depends how many batteries. Hello, 2 tickets from the museum, please. Hello, how are you? Hello, good and you? I'm okay. 2 tickets, please. His motorcycle, or exactly the same one he had 50 years ago. I came to show it to him today. Do you see him? I rode that one from Joburg to Cape Town in 1978. And now there's a big story between him and myself about that motorbike. Yeah, it's actually a very nice story. So Marius, dit was jou fiets geweest? Ja, hier staan ek nou by die fiets wat ek in 1978 gery het. En ek het 'n lekker lang trip gemaak met hom. Dit groot droom gewees om met 'n groot fiets langpad te ry en dit het ek daai tyd in 1978 gedoen. Die oggend so 4:00 uit Kempton Park uit weggetrek en regdeur gery tot in Riebeekkasteel, so 10:00 die aand op Riebeekkasteel in Weskaap aangekom. En hier so vir 2-3 weke rondgery waar ek vir Wikkie En Silly, ja. 'n klein Sint Christo ontmoet het, maar ek kan daai storie nou nie heeltemal onthou, maar ek weet van dit. Ja, ek het lekker Kom, ek vertel daai storie. Ons het op die plaas op Hexrivier gekuier. Ja. Klein in Citrusdal. Ja. En ons het vir die naweek ook daar by hom Wikkie gaan kuier. Ja. En toe kom jy met die motorfiets daar aan. Ja. En dit was 'n Saterdagmiddag gewees. Dis reg. En toe ek die ding nou vir die eerste keer sien, ek en my pa, toe sê my pa, nee gits, die ding is te groot. Mense sal nie met hom kan ry nie. En toe sê ek vir my pa, maar ek gaan eendag met Sven ry. Okay. En nog interessant, toe het ons baie hele nog daarna gekruis, en daar nog die bierincident wat is 'n dag vir die see wat ek en Marius gesels het. Ons het iets geweet, ons was, kan nie onthou dat ons albei daar was nie, maar ons het presies dieselfde weergawe van die storie. Toe besef ons, maar ons was albei daardie keer daar gewees. Nou ja, 34 jaar later, dankzij Marius inspirasie en hierdie ding wat hier staan, het ek ook 'n Gullwing gery. So Marius, jy is die ou wat vir my die Gullwing droom wakker gemaak het. En hier staan ek en hy by die eindste, is natuurlijk nou nie eindste een nie, maar hy het presies dieselfde gelyk. Dis reg, hy het tot dieselfde crashbar gehad. Selfde crashbar en alles. Net so gelyk. Sitplek alles, alright, die een is nou net lyk my na die tyd oorgedoen. Ja, hy is seker gerestoreer, ja. Het dit vir daai tyd ook al voorgesê, dis 'n groot motorfiets hier? Ja, daai tyd was dit die grootste Honda motorfiets wat ons gekry het. Ja. Was daar groter gewees? Die Kawasaki, die 1300. 1300, die Z1300, ja. That's amazing. Sal wat wil gee om weer te ry, né? Ja. Toe jy nou so met hom gery het, was dit vir jou? Ja, dit was my lewe gewees, man. Ek het daai tyd 'n groot Cortina Big Six gehad, maar hy het meer in die garage gestaan as wat ons gery het. So die fiets winter, reentyd, somertyd, winter, enige tyd het ons gery. Dit was my lewe. Dat was lekker gewees. Ja. Kan jy onthou wat sy brandstofverbruik was? Ek dink dit was so by die, as ek reg kan onthou, so 19 liter op 'n kilometer. Ja. 19 kilos op 'n liter. Op 'n liter, dis goed, né? Dis goed. Ja, en die ou het nog sy op Kickstarter ook, né? Ek sien dis ook nog die boxer tipe engine. Ja. Twee die kant, twee daai kant. Ja, en sy Kickstarter het ons nou daai kant gesit waar jy water verkoeling optop doen. Wat is jou beste herinnering van die motorfiets? Daai trip Kaap toe. Die trip Kaap toe? Ja, dit was die beste. En jy kan nie glo, daai tyd was die mense meer vriendelik en toegeeflik op die pad gewees teenoor vandag, as ek sien die mense ry. Baie onverskillig vandag. Daai tyd, ja, met die trip hiernatoe, daar by Lynsburg het ek was 'n padwerker gewees en ek het soos almal maar met motorfietses so langs die kant verby gery om na vooruit te kom. Ja. En
die polisie van daai tyd het my van die pad afgetrek want ek het oor die liglyn gegaan. En toe was dit nou meer net om te kyk hoe kom en waarom. Want ek het op die fiets het ek 'n CB radio gehad en natuurlik die antenna wat agteruit gesteek het aandag getrek. Ja. Dit is eintlik al 'n probleem my afgetrek het. Natuurlik moes ek nou maar wag vir al die karre om weer verby te kom sodat ek maar weer agter net toe inval. Ja, dis so. Citrusdal het ek van daar af gegaan van Reinsdorp toe, net oor die brug, daai laagwaterbrug. Toe ek daar uitkom te trek die polisie my ook af. Net om uit te vind wat gaan aan met die antenne en wat sit. Waarheen as ek op pad, ek kan nie glo ek kom aan die pad van Johannesburg af. So, daai tyd was dit nog 'n aardigheid as jy antenne op het. Ja, dit was heeltemal. Dit is maar ongewoon. Ja, vandag sien ek dit kom standaard uit met of die enkel of die dubbel Ja, antenne. ja. Ja. Ja, so wat die ou ding. hierdie motorfiets in Marius wat hier staan, het als vir my begin. En dan die een wat vir my 'n motorfiets bekend gestel het, was om Wikkie geweest. Okay. So, ek was maar 12 of 13, tot ek met daai Honda Bentley, O ja. daar wat hy gehad het, op die plaas rondgery. En dis hoe jy by die plaas aangekom het met hierdie, met die grootte. Dis toe dat ek vir my pa gesê het, ek het dit so goed, dat ek gaan ook eendag een ry. En dit was 34 jaar later, te ry ek een. So, Ja, en dis nou wat 45 jaar later wat ons mekaar weer raakloop. ja. En interessant, die raakloop storie, ons het mekaar weer op Facebook Dis reg. Ja. gekry. En ek weet, ek het nog van gevra, as jy die Marius van die Goldwing? En toe sê hy ja. Ja, die is nou kuier is lekker saam. Dis 'n mooi storie, Marius, hoor. Toe ek 16 jaar oud was, toe ek moes ook nog begin droom van my eie motorfietsie. En my droom motorfietsie was hierdie Honda MB8, maar dit was eintlik daai tyd 'n MB5. Ek het gedroom daarvan, dan staan ek daar by Reinsdorp se Makwa garage op 'n Vrydagmiddag. As my CB radio is hier in. En dan gesels ek met die mense. Ja, lekker. Ek onthou nie die 8, maar ek onthou van die MB, wat die MB50 was. Die MB50, ja. Hy het genoem die Bobcat, en dan kry jy ook die Screamer weergawe, wat die Meteor genoem is. Hier staan hy reguit langs aan. So dit was die MT5 en dit was die MB5. Ja. Die MT en die MB. Albei was 50 cc's. Nou my skoolmaats, ek het so 6 skoolmaats gehad, 5 of 6, wat of met die MB of met die Meteor gery het. So ja, dit was my droomfietsie. Dis wat ek baie graag wou gehad het, maar daar was dan ongelukkig nie geld in ons huis gewees vir dit nie. Ek dink my pa was ook maar bekommerd. Ja. En dalk is die bekommernis meer oorwegend gewees as die geld. Die geld, ja. So ja, dit was, kyk, vir 'n 50 cc is hy relatief groot. Ja. Ja, dit was my droom. Nou staan en dan neem ek 'n voet, ek gaan probeer.